Daar's hy. Goeiemôre. Baie welkom. Dis 'n nuwe dag, dis 'n nuwe lewe. Ek het in die week 'n ding raak gelees wat sê, ons staan op en ons het 'n nuwe dag, en 'n nuwe dag het ons 'n nuwe begin. En ons moet bly wees vir elke nuwe dag wat daar is. Maar as jy regtig gaan dink oor die woorde, dis 'n nuwe dag. Dankie tog, gister is verby, ons staan op 'n nuwe dag. En ons het 'n nuwe dag om iets te gaan doen. Maar vir ons as Christene moet dit wees, ons moet eintlik jammer wees as die dag verby is. Want dit is 'n dag wat ons meer vir die Here kon gedoen het as wat ons gedoen het. Want ek is seker een en elkeen van ons doen nie elke dag wat ons ten volle ons geloof uitleef nie. Maar ons moet ook besef, elke dag wat ons opstaan om te sê, weet jy, dis 'n nuwe dag, is dit 'n dag nader aan die wederkoms. Dis eintlik 'n dag korter in jou lewe. Want ons is almal op pad om eendag te sterf. Maar ons besef nie elke dag 'n wasted day nie. Nog 'n dag, goeiemôre. Nog 'n dag wat verby is. Nog 'n dag wat ek dalk net so nie laat verbygaan net nie. So, as jy in die oggend opstaan, wees bewus daarvan. Hierdie is nog 'n dag wat aangebreek het. Maar is 'n dag nader aan jou einde. Dis 'n dag nader ook aan die wederkoms. Ons weet nie wanneer die wederkoms is nie, maar ons is 'n dag nader aan die wederkoms. Was daar enige verjaarsdag gewees hierdie week? Niks? Niemand? Nagmaaldiens die 2 April, dis die donderdag aand, dit gaan 6:00 wees. As dit moontlik is, die week, daai week van die laaste week van April tot die laaste week van Maart tot die 1 April toe, om daar net my boodskap te stuur, as julle ekstra mense gaan saambring, en wie gaan kom. Enige iemand is welkom. Ons verwelkom ook mense as jy gaste het. As jou familie by jou kom kuier vir die Paasnaweek, bring hulle saam vir die donderdag aanddiens. Dis regtig, vir die wat nog nie daar was nie, dis vir my een van die hoogtepunte op my kalender. So, ek wil net so min of meer syfers sê, dat ons net nie te min het nie, maar ook nie te veel het nie. Laat ons nie vir die volgende paar jaar het gaan eet nie. En dan die volgende Sondag aand is die aanddiens, en dit is 'n uurdiens van 6 tot 7, en as jy nog nie, vir die wat nog nie by die aanddiens was nie, asseblief kom woon dit by, dit is nogal ietsie anderste. Dit is nie 'n diens soos wat jy normaalweg 'n diens het nie. Kom ons sit net so in ons buig die hoofde. Vader, U is ons skepper. U is die een wat ons uitgekies het. U het ons bloudruk gedruk. U het vir ons keuses gegee. U het vir ons asem gegee. Here, U het ons op 'n plek geplaas waar ons nie aldag weet, wat maak ek hier nie? Ons baie keer vra het, hoekom is ek op hierdie plek waar ek is? Hoekom is ek hier in die plek van my lewe waar ek nou is? Daar's soveel hoekoms, daar's soveel waaroms. Maar Here, dankie. Dankie dat U ons lei. Dankie dat U ons rig. Dankie dat U ons op 'n plek sit waar ons U naam kan grootmaak, waar ons U kan verheerlik, waar ons U die lof kan toebid. Here, ons vra U seën vandag oor hierdie boodskap. Hierdie boodskap mag dalk wees soos 'n skoen wat druk, 'n klip in die skoen. Dit kan my ongemaklik laat voel vandag. Maar Here, baie dankie. Dankie vir die woord wat U vandag gaan spreek. Dankie dat U ons toerus, dat U ons voorberei. En dankie Here dat U vir ons lief is. Amen. Wat ek op die afkondiging sou wou gesê het, baie dankie aan almal wat Vrydag aand daar was. Dit was 'n baie kort kennisgewing, maar dit was lekker en dit was droog. En ons kon alles uitverkoop het.
Ek het nog nie 'n idee hoeveel ons gemaak het nie, maar ek sal seker teen Dinsdag, Woensdag sal dit in die bank reflekteer. En nou wil ek ook net, daar's mense wat aanlyn kyk, uit Bella Bella uit, Surya en Adam, hulle is altyd ingeskakel vir Bella Bella, vir die wat op ons Facebook kyk, as jy ingeskakel, want Surya sit net ingeskakel van Bella Bella, en dan het ek 'n neef wat van Antananarivo, in Madagaskar ook kyk, Andrei Venetiano, wil hom ook net sê, welkom by ons dienste elke Sondag, en dan het ek 'n ander neef wat in Houston is, Wessel wat vandag verjaar. As niemand verjaar nie, sal ek my familie laat verjaar, maar wat ook, as ek jou nie by die naam genoem het, as jy ingeskakel is nie, los jou naam, kyk meer, kan ek jou meer sien. So, welkom ook vir die aanlyn kykers. Ons sien daarom, dit groei ook elke week, is daar meer mense wat aanlyn kyk. Ek wil vandag in die tyd van ons verootmoediging nie fokus op ons behoeftes aan vergifnis nie. Want ons almal het daai behoefte om te sê, is ek vergewe? Het so en so my vergewe? Ek het my vergifnis gegee, maar ek weet nie of is ek vergewe nie. So ons almal het altyd die behoefte aan vergifnis. Maar ek wil meer fokus aan 'n behoefte aan berusting. Om hierdie berusting in die lig te bring van die teenstand wat ons ervaar. Want hoe gereeld is dit nie, want ons net voel, weet jy, alles is teen ons. Dis asof die wêreld teen ons gedraai het. Ek probeer my bes om reg te leef, maar alles aan die kant gaan net verkeerd. Die wiele bly afval. Ons wiele val nie af, het word net pap. En ons het nodig om baie keer ook nie net te fokus op vergifnis nie, maar ook op berusting. Aanvaar die dinge wat jy nie kan verander nie. Maar leef in Christus elke dag. Staan op en sê, hier is 'n nuwe dag wat ek in die Here se lig kan gaan lewe. En ek gaan Psalm 62, en jy is welkom om 'n mental note hier agter te maak, om self Psalm 62 vir jou op 'n daaglikse basis te gaan begin te bid. En gebruik dit as 'n riglyn wanneer jy in stil gebed met die Here in gesprek kan tree. Want baie keer gaan jy gaan sit en sê, Here, ek het net 'n wishlist vandag. Ek het net hierdie lys van alles wat moet gebeur in my lewe. Ek voel nie dankbaar nie. Ek voel of niks in my lewe reg gebeur nie. So laat ek nou maar net my wishlist uitgee en sê, dis wat ek alles, seën my met dit en doen dit, en ons bid vir hierdie ou se gesondheid, en ons bid, en ons bid, en ons bid, en ons vra net die hele tyd. Psalm 62 is 'n goeie riglyn om te sê, dis 'n gesprek wat ons met die Here gaan voer. En dan wil ek ook nou, as ek dit gaan lees, wil ek hê, dat jy ook in stilte gaan, en in jou hart, saam met my, dit herhaal. As 'n stil gebed, saam bid, tot die Here en sê, Here, ek wil in gesprek met U tree. Ek wil graag stil raak voor U. Kom ons sit net so, ons buig die hoofde, en ons bid in stilte saam. Vers 4. Hoe lank nog gaan julle 'n mens bly aanval? Breek almal van julle hom af, soos 'n muur wat oorhel. 'n tuinmuur wat omgestoot word. Ja, hulle beplan om hom af te stoot van sy hoë plek af. Hulle hou van leuns. Met die mond seën hulle, maar in hulle binneste vloek hulle. Net by God moet ek rus vind, want op hom is my hoop gefestig. Net hy is my rots, my verlossing, my toevlugsoord. Ek sal nie wankel nie. By God lê my verlossing, my eer, my sterk rots. My skuilplek is God alleen. Vertrou te alle tye op hom. Stort jou hart voor hom uit. God is vir jou 'n skuilplek.
Net 'n asemteug is die mens. Onbetroubaar is die mensdom. Op 'n weegstaal gaan hulle op. Dit wil sê, hulle het geen gewig meer nie. Saam is die mense ligter as 'n asemteug. Moet op afpersing nie staat maak. Op plunder julle ydelle hoop nie vestig nie. Rykdom, as dit toeneem, moet julle nie julle hart daaraan verpand nie. Een saak het God bevestig. 2 wat ek gehoor het. Ons krag is by God. By U, my Heer, is daar troue liefde. Want U self beloon 'n mens volgens sy dade. Amen. Kom ons staan en ons gaan in gebed voor die Here. Staan gerus saam. Ons skriflesing vandag is 1 Korintiërs 7 vanaf vers 1. En ons gaan lees oor die koninkryk wat onverdeelde aandag nodig het. Ons onverdeelde aandag. Nou moet ek ook sê, my tone raak so half blouerig as ek na hierdie boodskap met die voorbereiding daarvan, wat nie net trap ek op my eie tone nie, maar gaan ook vandag dink ek op ander mense se tone trap. Maar dit is ook nodig. Ons het 'n week of 2 gesê, ons moet gaan volgens die woord wat God sê. En as dit in die woord staan, dan moet ons dit ook toepas in ons eie lewens. En vandag se boodskap was ek nie heeltemal voorbereid om te gee nie, want ek het met myself baie getwyfel, want ek gedink maar, hierdie is nie lekker, dis nie 'n feel-good boodskap nie, as ek dit so kan sê. Dis 'n boodskap wat ons na in die hart lê, wat ons vir my, soos sê, my eie tone blou getrap het, want daar sekere dinge wat jy self doen, en dan regverdig jy dit, met 'n teksvers hier en 'n teksvers daar, en ons gaan vandag dit in konteks lees, die hele hoofstuk 7 gaan ons lees, sodat jy kan sien, dis nie net 'n teksvers wat aangehaal is nie, maar dit is wat die woord van die Here sê, ons moet doen, hoe ons dit moet doen, en hoe ons dit toepas. So as hierdie klippietjie vandag in jou skoen sit, of jy voel daar half ongemaklik hier langs die ruggraat rond, dan moet jy weet, moenie vir my kwaad wees nie. Doen introspeksie. Gaan terug vanmiddag en sê, maar is dit as gevolg van dat in my lewe, dat ek vandag ongemaklik gevoel het in die kerk? Soos ek sê, dis op niemand spesifiek gerig nie. As iemand daar agterna kom en sê, maar jy weet goed van my wat ek nie veronderstel is om te weet nie. En dis waarvoor jy het gesê het. Alles behalwe. Ek begin by myself hierso. Daar's 'n roman wat geskryf is deur Leo Tolstoy. En hy begin die roman met Happy families are all alike. Every unhappy family is unhappy in its own way. Nou voel dit nie vir elke baie keer as jy so kyk na ander mense en sê, almal is gelukkig. Maar ons klompie wat ongelukkig is, kan nie eens met mekaar identifiseer nie, want ons almal op ons eie manier ongelukkig. En dis ook een van die beroemdste sinne ooit in 'n roman, wat 'n roman begin het. Want 'n roman is nie veronderstel om te praat oor die ongelukkigheid nie. Die mense wat hou van romantiese flieks, daar's altyd in 'n neutedop is daar 2 hoofkarakters, en een hoofkarakter verneek die ander een, of is op pad om te trou, dan kom al volgende een in. Daar's altyd die basiese driehoek wat in 'n roman gebeur. En hierdie roman is glad nie uitsondering nie. Maar hier's 2 hoofkarakters wat hier is. Konstantin Levin en Anna Karenina, wat in hierdie roman speel. Aan die een kant is dit Levin, wat dan besluit het, ek gaan fokus op my gesin. Ek gaan uiteindelik my loyaliteit aan my vrou Kitty bewys, en ek gaan my familie, al vat dit bloed sweet, gaan ek my familie ondersteun. Ek gaan na my familie toe en ek gaan dit doen.
En uiteindelik dan sien ons saam, hulle leef in liefde en in vrede en geluk, gaan hulle twee aan. Of die familie aan daai kant. Aan die ander kant is dit Anna, wat dan kies om 'n buiteegtelike verhouding te hê met Alexei Vronsky. Want sy het gevoel sy wil uit haar ongelukkige huwelik met Alexei Karenina. Sy bly by die Alexei, het sy gebly. Want sy wil nie met Alexei Karenina mee deur mekaar wees, sy het besluit, sy gaan nou maar na Vronsky toe gaan. En dit eindig dan in 'n ongelukkige verhouding. Dit eindig ontevrede, daar's 'n verwydering van haar seun, en uiteindelik lei dit dan uit tot selfmoord. En 'n mens lees in hierdie boek, of as jy die fliek gekyk het, jy kan jouself meelees van hierdie romantiek, hierdie passie wat Anna gehad het vir Vronsky. Hoe sy deur alles gaan, maar op 'n stadium begin jy as buitestander besef dat Anna is op 'n selfvernietigende pad, wat sy haarself opgeplaas het. Maar nie net haarself nie, maar ook almal rondom haar familie. En jy as leser of as kyker, as jy fliek gekyk het, begin dan algaande besef, hierdie loop uit op 'n tragedie. Dit kan iets anders nie. Want haar eerste, sal ek sê, boyfriend het besluit, ek gaan na my familie toe. Die tweede een het gesê, Anna is, die passie is daar, en die sin vir lewe het sy gaan soek daar. Want die omgekeerde is dan ook waar vir Levine. Hy en Kitty het hierdie drama, hierdie stryd, hierdie misverstande en die versoekings gehad waardeur hulle gegaan het. Maar hulle het 'n keuse gemaak om te sê, ons gaan vir eerbaarheid, ons gaan vir lojaliteit, en dit gaan ons fondasie wees in ons huwelik, en dan uiteindelik ook vir ons geluk en ons vrede. Hierdie is amper 'n eeue oue waarheid. Geluk, of as ons die woord in die Bybel kan sien, saligheid. As jy die bergrede ernstig opnoem, gaan jy sê, die saligheid, die geluk, begin by gehoorsaamheid. Jy kan net gelukkig leef as jy luister na die waarhede wat ingebed lê in ons oorgelewerde Christelike waardes wat ons het. As jy vandag gaan staan en kyk, wat het my ouma en my oupa gedoen? Wat het my ouma en my oupa grootjie gedoen? Die wat by mekaar gebly het, die wat waardes, Christelike waardes gehad het. En ons kom baie keer en ons sê, maar hoe kry mense dit reg om so lank getroud te wees? Nou, ek dink julle is die langste getroud in die kerk op die oomblik. 40-somethings. Mense het daai behoefte om te weet, hoe kry jy dit reg om so lank getroud te wees? En dis waar dan kom ek en dan sê ons, maar gelukkige families is almal dieselfde. Julle smile altyd, julle het altyd hierdie geluk wat het kom voor as geluk. Maar gelukkige paartjies, gelukkige families, kies om eerbaar te wees. Hulle kies om mekaar eerste te stel. Hulle kies om na God se wil te lewe. Hulle kies om sy lewenspad na te volg. En hulle kies om getrou te bly aan mekaar. Hulle kies om hulle self te gee. Hulle kies om hulle self te verloon. Soms tot op die punt van die dood. Dit beteken nie dat alles is voorspoedig nie. Dit beteken nie dat hulle nie daagliks moet werk aan hulle huwelik nie. Dat hulle nie daagliks daar moet wees as 'n familie moet saamwerk nie. Jy moet partykeer, jy interfereer nie, maar jy bekommer jou ook as jou kinders, die wat groot kinders het, as jou kinders probleme het. Daar's nou alweer iets. Jy kan nie inmeng nie, maar jy moet bystaan. So jy moet daagliks werk ook aan die familie wees. Maar ons moet ook besef dat die geluk alreeds lê in die keuses wat ons gemaak het, om gehoorsaam te wees aan God en om lojaal aan mekaar te wees.
Nie net in familieband nie, maar ook as geestelike familieband. Ongelukkige families. Daar waar die ou gesê het, ons elkeen sit met ons eie ongeluk. Ongelukkige families. Sy ongelukkigheid kom van verskillende hoeke af. Net soos Anna vir Fronskie gekies het. Haar passie gekies het om Fronskie na te gaan. Hulle is ongelukkige mense, is soms ontrou. Hulle is disloyaal. Hulle raak op 'n stadium goddeloos. En onthou nie altyd, goddeloos beteken nie ek sit sonder God nie. Goddeloos is ook 'n gebrek aan apatie. Hierdie traag my nie agtige houding. Belangeloosheid. Selfs die voorspoed wat hierdie families beleef, hou gewoonlik nie vir lank nie. Hulle ken nie geluk nie, want hulle gaan van een storm oor na die volgende storm toe, en dan 'n bietjie vrede en weer die volgende storm. Want ons ken nie vir God in ons lewe nie. Ons het nie God se waardes in ons lewe nie. Geluk lê immers nie in voorspoed as sodanig nie, maar in die diep tevredenheid wat jy in jouself het, wat jy put uit dinge wat reg is, dinge wat reg gedoen word, dit wat volgens God se wil is, en dit wat in lyn is met die bron van waardes, die woord van God. Is jou lewe volgens hierdie bron? Is jou lewe ingerig volgens hierdie waardesisteem wat ons gekry het? As dit nie is nie, dan moet ons begin terugdraai na die woord toe. Ek gaan vanoggend oor 4 beginsels praat. En dit is die 4 beginsels wat ons kry in 1 Korintiërs hoofstuk 7. En hierdie beginsels wat Paulus hier vasgevat het, wil ek vir ons deurgee en ek wil dit uitlig. En dis die dinge wat ek van die Here ontvang het rondom familie wees, waaraan ons gehoorsaam moet wees, waaraan ons geluk in families moet verbind. En dis ook hierdie 4 dinge wat die Here op my hart gelê het, om oor te dra as rigtingwysers in ons verhoudings. Maar nie ons verhouding met God nie, maar ook ons verhouding met ons gesinne en ons verhouding met die medemens. En dit is belangrik om agter te kom, hierdie is nie net 'n verhouding met God nie. Want hierdie boodskap is regtig amper so pak slaap boodskap. Ek gaan kort, of ek gaan uit elke teks of gedeelte, uit elke perikoop uit, gaan ek net so 'n paar verse uitlig, en dan opmerkings maak daaroor. Die eerste een is, elke man behoort sy eie vrou te hê, en elke vrou haar eie man. Nou as jy nie getroud is nie, jou beurt kom nog die tweede ene. Jy gaan jou beurt kry, jy net kans. Hierdie is, die eerste gedeelte is vir elke man en elke vrou. Jy moet aan mekaar kan behoort. En ons gaan nou lees vanaf vers 1 af. Verder, met verwysing na waaroor jy geskryf het. Dit is goed vir 'n man om nie met 'n vrou omgang te hê nie, maar om onsedelikheid te voorkom, behoort elke man sy eie vrou te hê, en elke vrou haar eie man. Die man moet sy huweliksplig teenoor sy vrou nakom, en net so die vrou teenoor haar man. Die getroude vrou het nie seggenskap oor haar eie liggaam nie, maar haar man wel. Net so het die man ook nie seggenskap oor sy eie liggaam nie, maar sy vrou wel. Moet julle nie van mekaar weerhou nie, behalwe as julle ooreenkom op 'n beperkte tyd om julle aan gebed te wy. En kom dan weer by mekaar, sodat Satan julle nie verlei, as gevolg van julle gebrek aan selfbeheersing nie. Dit sê ek as toegewing, nie as 'n voorskrif nie. Ek wens alle mense kon soos ek wees, maar elkeen het 'n eie gawe van God ontvang. Die een dit, die ander een iets anderste. Vir die ongetroudes en die weduwees sê ek dat dit vir hulle goed is om ook soos ek te bly.
Maar as hulle self nie kan beheer nie, moet hulle trou. Want dit is beter om te trou, as om van begeertes te brand. Nou dit is 'n mondvol. En ons kan hier sien dat Paulus gesien het, of dat hy gedink het, dis beter om liewer ongetroud te bly. Dis 'n feit, hy sê dit in soveel woorde ook. Die rede was dat hy gedink het, dit is beter vir die koninkryk van die Here om ongetroud te wees. Want ongetroudes kan hulle aandag en hulle fokus soveel meer stel om die Here te kan dien. Om hulle lewe in te rig en te fokus net op die Here. En 'n getroude het ander belange. 'n getroude man se eerste fokus is amper, is my vrou reg, is my kinders reg, is hulle versorg. Getroude mense het net se fokus is maar net anders, en dis waarvoor Paulus dit in soveel woorde stel. Maar hy het ook besef dat om alleen te wees is 'n gawe van God. En nie almal kan so wees nie. Nie almal het daai gawe van God ontvang nie. En daarvoor gee hierdie lering deur om te sê, die huwelik is 'n goeie gawe van God af. So vir die wat nog gedink het, weet jy, nee, ek gaan nooit trou nie, of ek gaan nooit weer trou nie. Paulus sê wat Paulus sê nie. Paulus sê dit is 'n gawe. Maar het jy die gawe ontvang? Paulus kan ons dit sien hierso, hy was positief oor die huwelik gewees. Dis nie dat hy die huwelik negatief ingestel het. Trouwens, hy praat van die huwelik as 'n geheimenis, 'n misterie van God af. Dis 'n voorbeeld wat hy dan ook sê, as 'n verhouding, hoe dinge tussen 'n man en 'n vrou werk, kan ook as tussen 'n gelowige en God werk. Tussen 'n gemeente en Here Jesus. Lees ons in Efesiërs 5, wat hy sê, gaan kyk, die huwelik is goed. Daar's 'n intimiteit, 'n gedeelde lewe wat tot stand kom in die huwelik en in die familie, wat hierdie diepste ervarings is, wat enige mens nog ooit beleef het. Dit is 'n ongelooflike seën van die Here. En dis ook nie net 'n basis, 'n gelukkige huwelik is nie net 'n basis vir gelukkige kinders nie. Dis ook 'n basis vir 'n gelukkige en 'n stabiele samelewing. Ek dink julle almal weet hoe ons samelewing op die oomblik is en die stabiliteit ontkom. En dit begin as gevolg van voorbeelde wat jongelinge kry. Maar dan sê Paulus, daar's twee goed wat ons baie mooi moet besef. Die eerste een is, die huwelik is eksklusief. Dit beteken een man en een vrou. Want dit was in Genesis 2 God se skepingsdoel gewees. So ook in Hooglied, die verheerliking van die verhouding tussen hierdie man en vrou. En dit was ook Jesus se voorskrif gewees in Matteus 19. So kan ons Paulus se leringe dan sien in 1 Korintiërs hoofstuk 7, dat die huwelik is bedoel om lewenslang te wees. Jy het nie meer uitkom kans nie, jy moet nou maar sit. Jy moet nou maar wag, jy's amper daar. Soos jy die ander dag gesê het, waar sit ek oor 20 jaar? Die huwelik, jy tree in die huwelik in, nie as 'n tydelike materiaal nie. Ek gaan nie net dit 'n trial kans gee nie, ek wil in die huwelik ingaan om dit end uit te vat. Dit beteken dan ook geen onsedelikheid nie. Jy mag nie buite die huwelik ander verhoudings hê nie. Jy mag nie afstand in die huwelik hê nie. Jy mag nie mekaar die plesier van saam wees ontsê nie. En want dit was ook so 'n bietjie 'n probleem van die vrome Korintiërs gewees. En Paulus het dit spesifiek ingebring in Korintiërs, om met hierdie Korintiërs te praat en te sê, jy's verniet vroom. As jy gaan trou het, moet dit nie vir jou 'n probleem wees nie. En Paulus is baie helder hieroor. En dan sê hy ook, ja, soms moet jy jouself afsonder. Soms moet jy gaan bid. Maar dan sê hy, maar nie vir te lank nie. God het julle saamgevoeg.
Geniet die eenheid wat daar is tussen julle en tussen julle as 'n familie. Die tweede punt is dan geen egskeiding vir gelowiges nie. Vers 10, ons gaan verder lees. Aan die wat getroud is, gee ek die opdrag. Nie ek nie, maar die Here, dat 'n vrou nie van haar man mag skei nie. En as sy tog skei, moet sy ongetroud bly of haar met haar man versoen. 'n Man mag ook nie van sy vrou skei nie. Maar aan die ander sê ek, nie die Here nie. As 'n broer 'n ongelowige vrou het wat instem om by hom te bly, moet hy nie van haar skei nie. Hoor mooi, moet hy nie van haar skei nie. Vers 13, en 'n vrou met 'n ongelowige man wat instem om by haar te bly, moet nie van hom skei nie. Die gelowige man is immers deur die gelowige vrou, die ongelowige man is immers deur die gelowige vrou geheilig en die ongelowige vrou is deur haar gelowige man geheilig. Anders sou hulle kinders onrein wees. Maar nou is hulle heilig. Vers 15. As die ongelowe egter wil skei, laat hom skei. In sulke gevalle is die broer of suster nie gebonde nie. God het julle egter geroep om in vrede te leef. Want hoe weet jy, vrou, of jy nie jou man sal red nie? Of hoe weet jy, man, of jy nie jou vrou sal red nie? Ekskuus tog. Dis nie maar net Paulus se eie mening nie. Dis iets wat hy direk van God ontvang het. Dit is ook die konsekwente boodskap wat ons in die skrif kry. Die hele skrif. Gaan lees die 7de gebod in Eksodus 20. Gaan lees oor egskeidings, Deuteronomium 24. Maleagi 2. As julle sê, maar dit klink of ek net die Ou Testament aanhaal, Matteus 19 ook. As jy getroud is, mag jy nie skei nie, punt. Dis wat Paulus hier reguit erken. En hy sê, dit is reg deur die Bybel, is dit 'n beginsel. Dat God nie wil hê, lewensmaats, hierdie band tussen hulle moet verbreek nie. Moenie die vrou verlaat wat jy die verbond mee gesluit het nie. Jy het die keuse gemaak om hierdie vrou te vat. Jy is die man, jy het gegaan, jy het op jou knieë gegaan, jy het haar gevra, sal jy met my trou? As sy vir jou ja gesê het, dan sê die woord vir jou, moenie die verbond wat jy gemaak het, breek nie. En dan sê ons, lees ons in Maleagi 2 vers 14, waar die Here sê, ek haat 'n egskeiding, sê die Here, is die woorde. Want dit is so reguit wat die Here daaroor praat. Trouwens, as Jesus hierdie waarheid onomwonde aan die disippels onderstreep, dan sê hy vir hulle, want hy sien, hulle begin moedeloos raak, dan sê hy vir hulle, dis beter om nie te gaan trou nie. Inderdaad, bly ongetroud. Bly daar weg, sê op een of, ek kan net nou presies waar die vers is nie. As jy nie jouself voluit in die huwelik ingee nie, bly daar weg. Want die huwelik is nie vir lafhartiges nie. Dit vra vir jou 'n lojaliteit op dieselfde vlak as wat jou lojaliteit teenoor God is. Jy moet sekere dinge doen. En ek stel dit so sterk, omdat dit so sterk in die woord staan. Dit is nie, miskien kan jy dit anders interpreteer nie. Ons dink te maklik dat die uitsondering het die reël geword. Ons het gewoond geraak aan egskeidings. Toe ek in die hoërskool was, so 'n jaar of 2 terug, toe het hulle gesê, egskeidingsgeval is 20% van alle huwelike sal vou. Toe dink ek, ja, 20% is verskriklik baie. As ek reg kan onthou die laaste statistiek gesien het, is 60% van die huwelike vou. Wat het gebeur in hierdie kort rukkie van dat ek in die skool uit is? Hoekom skei al die mense ewe skielik? Want die uitsondering het die reël geword. Dit is maklik. Ons dink dit is normaal. En ons vergeet
dat God gesê het, egskeidings is nie my wil nie. Ja, oorspel bring die huwelik in gedrang. Geweld ook, kwaadwilligheid ook, verlating ook. Dit staan in die skrif. Maar onverzoenbare verskille, wat op die meeste egskeidingssertifikate staan nie in die skrif nie. En ek is nie meer lief vir haar nie, staan ook nie in die skrif nie. Trouwens, die skrif roep ons op om te vergewe, om te versoen, om ons lojaliteit aan mekaar op dieselfde vlak te plaas as ons lojaliteit aan God self. Die feit dat daar geldige redes is vir egskeidings daar is uitsonderings. Partykeer kan ons nie meer nie. Partykeer is ons op 'n plek waar daar iets in die woord staan, wat ons net genoem het ook. God se wil tot lojaliteit in die huwelik behoort ons standpunt oor egskeidings in die geloofsgemeenskap te bepaal. Ek begin dink dat ons met 'n egskeiding dieselfde stappe moet doen as wat ons met 'n huwelik doen. Jy gaan doen 'n voorhuwelikse kursus om te kan trou, so dan moet jy 'n nahuwelikse kursus moet doen voordat jy mag skei. Want partykeer is versoening en vergifnis is net nodig om aan te gaan met die huwelik. Ek dink ons as 'n geloofsgemeenskap is dit ook aan mekaar verskuldig om te sê, kom ons staan saam en ons ondersteun mekaar. Want ons staan saam voor 'n huwelik, ons ondersteun mense wat gaan trou. Party van ons word finansiëel ondersteun voordat hulle getrou word. Want daar word partytjies en allerhande dinge gedoen om die jong egpaar te help. Maar die oomblik as die egpaar op 'n plek is wat kom en sê, maar finansies is ons besig om met mekaar uit te dryf, dan staan die geloofsgemeenskap partykeer terug en sê, jy's op jou eie, ek kan nou nie meer nie. Ons is dalk nodig om partykeer langs mekaar in te hak en saam hierdie pad te stap. Maar hoekom is dit belangrik? Hoekom wil die Here nie hê ons moet skei nie? Want hy sê ons liggame is 'n tempel van die Heilige Gees. Paulus beskryf dit in 'n paar hoofstukke, ek dink is hoofstuk 5, 1 Korintiërs 5, so 1 of 2 hoofstukke voor dit, beskryf hy dit, dat ons liggame is die tempel van die Heilige Gees. En as ons in die huwelik inbeweeg het, dan sê hy moet ons in die huwelik bly, sodat ons nie die 7de gebod oortree nie. Hy roep ons op om alle onkeuse dade, gebare, woorde, gedagtes, liste en alles wat 'n mens daarna toe lei te vermy. Ja, woorde kan jy ook in 'n egskeiding indruk. Dis nie net altyd so maklik soos onversoene gebare nie. Paulus erken egter dat in hierdie werklikheid dat 'n ongelowige wel van 'n gelowige kan skei. Nou dis amper 'n grys gebied daai. Dis die ongelowige wat die gelowige kan skei. En dit moet ons eintlik laat 2 keer laat dink om te sê, weet jy, ek wil met 'n ongelowige trou, want die ongelowige kan my maklik skei. Want sy staan nie onder die wet van die Here nie. Sy staan nie onder die verbond van die Here nie. So ook as 'n vrou met 'n ongelowige man trou. So dink 2 keer, vir julle wat nou nog nie getroud is nie, voordat jy met 'n ongelowige gaan trou. Die derde punt is, dien die Here ook al waar jy is. En ons gaan verder lees in vers 17. Hoe ook al, laat elkeen leef in ooreenstemming met wat die Here aan hom toegedeel het. Soos God elkeen geroep het, kultureel en sosiaal. En so reël ek ook in al die gemeentes. Iemand wat besny was toe hy geroep is, moet dit nie ongedaan laat maak nie. En iemand wat onbesny was toe hy geroep is, moet hom nie laat besny nie. Die besnydenis beteken nie iets nie. Die onbesnedenheid beteken nie iets nie. Maar wel die gehoorsaamheid aan God se gebooie.
Elkeen moet bly by die roeping waarin hy was toe hy geroep is. Is jy geroep as slaaf? Laat dit jou nie kwel nie. Maar as jy tog kan vry word, maak ten alle koste gebruik daarvan. Want die slaaf wat deur die Here geroep is 'n vrygemaakte van die Here. Net soos die een wat as 'n vrymens geroep is. 'n slaaf van Christus. Vers 23. Julle is duur gekoop. Moenie langer slawe van mense wees nie. Broers, laat elkeen voor God bly soos hy was toe hy geroep is. Hierdie oproep van Paulus gee aan elkeen van ons in ons elke sosiale of kulturele status wat sê, bly soos jy is. Bly waar jy is. Maar dit kom so effens vreemd voor. Dit kom so al voor as wat jy, moet ek nou gaan stagneer? Dit is 'n vreemde opdrag. Veral as jy sien dat Paulus hier sy eie reël oortref het wat hy oorskryf het wat hy hier gesê het. Of nie, hy het dit oortree want hy het gesê as jy nie besny is nie, as jy besny is. Want hierdie selfde ding het hy met Timoteus die teenoorgestelde gaan sê. Want Timoteus was nie besny nie en terwille van die Jode het Paulus gesê laat jou besny. In Handelinge 16 dink ek, 16 vers 3. Paulus moedig hom aan, dan ook as jy slaaf is, om jou vryheid aan te gryp. Maar ook net as jy dit mag doen. Die slawe van daai tyd het ons nie meer in ons samelewing nie, maar soms voel ons ook vasgevang in 'n verhouding. Verhouding nie in jou huweliksverhouding nie, in 'n verhouding met ander mense. En as jy daarvan kan loskom, dan mag jy. Want ons sit in 'n wêreld deesdae waar vryheid en gelykheid amper hoogtyd vier. Almal praat van my regte, my vryheid, my gelykheid. En alles moet in die stryd gewerk word om alles moontlik te maak, want dit klink amper na heiligskens as ons kom en sê, maar ek moet vry kom, ek moet gelyk kom. Nie waar nie? Is dit nie wat almal daar buite skree nie? Ons soek dieselfde regte, ons wil alles, die woord sê, bly by die regte wat ek vir jou gegee het. En Paulus sê nie hierdie ding, omdat hy dink slawe bly van hulle kultuur of sosiale status af, dat hulle 'n laer status het nie. Hy is immers die een wat gesê het, almal is gelyk. Daar is nie ongelyke mense nie. Hy het in Galasiërs 3 het hy geskryf, dat ons is almal, daar's geen onderskeid tussen ons meer nie. Ons is almal presies dieselfde in die koninkryk van God. Wat Paulus bedoel het is dat 'n mens as gelowige nie so seer jou aanvaarbaarheid of jou sosiale status moet gaan soek. Of nie gaan soek nie, jy moet nie so op jou status en jou kulturele aanvaarbaarheid fokus, dat jy jouself begin inperk nie, dat jy op 'n plek kan kom en gaan sê, maar dis al waaroor my lewe gaan. Waar pas ek in? Wie is ek? Hoe moet ek by hierdie groep inpas, of hoe moet ek daar inpas? Ons is in 'n sosiale omgewing geplaas. Ons is in 'n kultuur geplaas om op te tree vir die koninkryk van God. Ons moet eerder fokus en begin dink, wat kan ek doen in die plek waar ek is om die koninkryk van God uit te brei? Wat kan my status doen om vir die koninkryk van die Here te werk? As wat ek gaan en ek gaan sê, hoe kan ek my status verbeter? En dit is wat kruisevangelisasie van jou vra. Hierdie opoffering om die tydelike voordele wat jy het te gebruik om vir jou 'n ewige lewe te kan verseker. En dit is baie keer die problematiek van bevrydingsteologie. Wat op hierdie ideologie berus dat
Jy moet jou sosiale verandering, of jou sosiale status moet jy verander. Jy moet 'n beter mens word. Ons moet begin finansies najaag. Ons moet begin status najaag. Ons moet begin leef in 'n bevrydingswêreld. Dis nie wat Paulus hier sê nie. Sosiale verandering is goed. Bevryding is goed. Bevryding wat jou status verander. Wat jou plek in die samelewing verander. Is goed, solank jou fokus nie daarop is nie. Maar in die oomblik as jy juis jou fokus wegneem van die koninkryk van God af, dan begin jy fokus om jou tydelike lewe te kom verander. En dis nie die tydelike lewe wat vir jou die ewige lewe gaan verseker nie. Dis jou verhouding en jou fokus dag tot dag op wat gaan ek vandag in God se koninkryk kan doen. God roep elke een van ons, waar ons is, om ons lig, die lig wat in ons is, die Heilige Gees wat deur ons gaan, om ons lig te laat skyn vir gelowiges en nie gelowiges om ons nie. Dit sluit elke plek in alles wat jy doen en oral waar jy gaan. Ook in jou sosiale lewe. As jy te veel fokus op dinge wat verkeerd is in jou lewe, dinge wat jy as stremmend ervaar, dinge wat jy sê, ek wens dit kan nie meer deel van my lewe wees nie, dan begin jy transcendeer en jy begin nie meer fokus op die koninkryk van God nie. Jy begin fokus op jou probleme. In Filippense 4 vers 8 skryf Paulus, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deug en watter lof daar ook al mag wees, bedink dit. Dit is nogal 'n diep vers daar. Die vierde en die laaste gedeelte is die koninkryk verdien ons onverdeelde aandag. En ek gaan lees vanaf vers 25. Wat maagdelikheid betref, het ek nie 'n voorskrif van die Here nie, maar ek gee my mening as iemand wat as begenadigde van die Here betroubaar is. Weens die nood wat op hande is, meen ek dat dit vir mens goed is om te bly soos jy is. Is jy aan 'n vrou verbonde? Moenie die band breek nie. Is jy nie aan 'n vrou verbonde nie? Moenie 'n vrou soek nie. As jy egter trou, sondig jy nie. En as 'n maagd trou, sondig sy nie. Maar wie trou sal in hierdie lewe swaar kry. En dit wil ek julle spaar. Wat ek bedoel, broers, is dat die tyd kort geword het. Wie 'n vrou het, moet van nou af so wees asof hulle nie 'n vrou het nie. Wie huil asof hulle nie huil nie. Wie bly is asof hulle nie bly is nie. Wie koop asof hulle nie besit nie. En wie betrokke is by dinge van die wêreld asof hulle nie betrokke is nie. Want hierdie wêreld in sy huidige vorm is aan die verbygaan. Trouwens, ek wil hê julle moet onbesorgd leef. Die ongetroude man is besorg oor die belange van die Here. Hoe hy die Here kan behaag. Terwyl die getroude man besorg is oor die dinge van die wêreld, hoe om sy vrou te behaag. Vers 34. Sy aandag is dus verdeeld. Die ongetroude vrou en die maagd is besorg oor die belange van die Here, sodat sy na liggaam en gees geheilig kan wees. Die getroude vrou is egter oor die dinge van die wêreld. Hoe om haar man te behaag. Ek wil dit vir julle bes wil, nie om julle aan bande te lê nie, maar ter wille van eerbaarheid en onverdeelde toewyding aan die Here. As iemand dink dat hy onbehoorlik teenoor sy verloofde optree, terwyl haar jeugtige leeftyd verbygaan, en hy oordeel dat dit so moet wees, moet hy sy voorneme uitvoer. Hy sondig nie. Laat hulle trou.
Maar iemand wat in sy hart vas oortuig is, nie uit noodsaak uit nie, maar deur volle beheer oor sy wil, en in sy hart besluit om sy verloofde as maagd te eerbiedig, tree reg op. Daarom ook tree hy op, wat met sy verloofde trou reg, daarom ook tree hy op, tree hy wat met sy verloofde trou reg op, maar hy wat nie trou nie, sal beter optree. 'n Vrou bly aan haar man verbind, solank as wat hy leef. Maar as haar man ontslaap het, staan dit haar vry om te trou met wie sy wil. Maar slegs as dit 'n verbondenheid aan die Here is. Tog sal sy, na my mening, gelukkiger wees as sy bly soos sy is. En ek glo dat ook ek die Gees van God het. Nou, baie manne sal daar voor al opgekom het en te sê, ek het nie nodig om getroud te bly nie. Maar in die konteks, as ons 'n gedeelte uithaal, dan kan jy nie net die gedeelte nie met sien, wat bespreek hy die hele punt. En die punt waar Paulus hier met sy argument afstuur, is ons moet aan mekaar getrou bly. En dan is die vraag altyd, hoekom? Hoekom? Want baie keer voel ek sielsmoeg, ek kan nie meer nie. Die antwoord is, want dit is waarvoor God ons geroep het. Dit is waaroor 'n Christelike lewe gaan. En hoe leef 'n mens in en vir die koninkryk? Jy leef eerbaar, jy leef onverdeeld, toegewy aan die Here. Die huwelik is goed, sê Paulus, maar dit kan jou toewyding aan die Here verswak. Of nog erger, jy kan deur 'n oneerbaar, deur 'n buiteegtelike verhouding, of jou disloyaliteit met 'n egskeiding, die koninkryk in gedrang bring. En dan sien ons ook vryheid is goed. Paulus sê, om daarvoor te stry is goed. Maar dit kan ook jou fokus van die koninkryk of wegskuif. Jy kan deur 'n aktivis te word vir vryheid, kan jy op so 'n plek begin dat die koninkryk in gedrang bring. Want hierdie lewe van vandag gaan nie oor ons lewe hier op aarde nie, maar oor die een wat kom. Paulus kan ons sien, is eintlik hier besig met 'n hele gemeenskap, 'n geloofsgemeenskap. Jou huwelik, jou kultuur, jou sosiale status, alles maak ons ondergeskik in die lewe vir die koninkryk. Selfs die ekonomie is daaraan ondergeskik. Jy mag steeds vir jouself iets gaan koop. Jy mag ekonomies aktief wees. Jy mag vir jou 'n mooi huis bou. Jy mag 'n mooi kar besit. Jy mag vir jou mooi goed gaan aanskaf. Paulus sê nie, gaan leef soos 'n armblank of armlastige nie. Paulus sê, moenie jou fokus van die koninkryk af wegvat nie. Jy moet onthou te alle tye dat hierdie wêreld is besig om verby te gaan. Elke dag wat verby is 'n dag nader in die wederkoms. Elke dag wat verby is ons 'n tree nader aan die eindtyd. So ons moet leef, dat ons vry van sorge kan raak. Sodat ons aandag aan die koms van die koninkryk moet wees. Die dinge van die Here moet voorop ons gedagtes wees. Ons moet eers in ons gedagtes sê, wat wil Jesus sê? Hoe wil ons Jesus tevrede stel? So ook ons huwelik. En die dinge in die samelewing moet ons terugskuif voor die koninkryk. Ons aandag moenie verdeel wees van die koninkryk van die Here nie. Geniet jou familie, geniet jou huwelik. Dit wys iets oor hierdie misterie van God. Wees getrou aan mekaar, en moenie in die struik van onsedelikheid trap nie. Gee aandag aan die dinge wat rondom ons verkeerd is. En gaan en maak 'n verskil waar jy kan. Maar moet nooit oor die dinge
sorg dat die dinge belangriker raak as die koninkryk van God nie. Want God sal altyd eerste kom. En dis uiteindelik al wat moet tel in ons lewe. Amen. Kom ons sit so, ons buig die hoofde. Here, ons is mense. U ken ons harte. U ken ons lewens. U ken ons omstandighede. Want u het ons geskape. U is die wonderbare, die almagtige, die Alfa, die Omega. Here, u het soveel name. Maar u word ook ons Abba, ons Vader. Here, soos ons net ook gesing het ook, vergeef ons skulde. Vergeef ons vir die dinge wat ons verkeerd gedoen het. Here, maar dit is so maklik vir die vyand om te kom en ons verlede permanent voor ons koppe te gooi. Ons oortredings, ons foute, ons dinge wat ons verkeerd gedoen het. En so verloor ons fokus, Here, want ons is so gefokus op die verlede dat ons vergeet. U is 'n God van liefde. U is almagtig, reddend. U vergewe. U vergewe nie net gedeeltelik nie, Here, maar u vergewe ten volle. Here, waar ons in huwelike is, of die wat in huwelike is, Here, help ons om mekaar te vergewe. Om gister te los. En te fokus op u koms. Om te fokus op die koninkryk. Om te fokus op u liefde. Here, hoe wonderlik is dit dat u ons geseën het met 'n lewensmaat. Dat u ons geseën het met iemand wat by ons is. Here, maar die foute van die verlede pop, baie keer net op. En Here, waar ons op die oomblik deur dinge moet werk, deur dinge moet gaan. Here, vat u ons hand, lei ons, rig ons, sodat ons fokus nog steeds op u kan wees. Dat u ons liefde, dat ons u liefde kan ervaar. Dat ons u lewe in ons lewe kan ervaar. Here, en ons as 'n geloofsgemeenskap, dis my gebed vanoggend dat u ons sal saamvoeg, sal oprig as ondersteuning vir mekaar. Dat u die woorde wat u gespreek wil hê, op ons lippe sal hê, en dat ons daar sal wees vir mekaar. Dankie Jesus, dat ons tot u kan nader, dat ons bekommernisse voor die voete kan neerlê, en dit daar los, en dat ons kan weet, u werk dit in die donker duister, waar die vyand dit nie weer sal kan opwerp nie. Dankie Here vir volle vergifnis, in die naam van Jesus Christus, ons voorspraak, ons verlosser, en ons Heer. Amen.